Welkom by nog 'n aflewering van Onder die Sterre. April se episode moes ongelukkig oorstaan as gevolg van permanente wolkdekking saans hier oor die Vrystaat, wat veroorsaak het dat ek geen data kon kry om in die program te sit nie. Ek kon natuurlik van kunsmatige intelligensie gebruik gemaak het, maar die wat my goed ken, sal weet ek maak gebruik van slegs regte foto's en video's. Die wolke het daarom party aande vir mooi sonsondergange gesorg. Maar kom ons spring weg en ek wys julle wat in my se naghemel te sien is. Ons begin saans in die weste so halfuur na die son gesak het. Dan sal jy vir Venus baie helder bo die noordwestelike horison sien skyn as ons aandster. Meer na die noorde en hoër op is ons ander helder planeet Jupiter ook baie mooi te sien. Dit is nog steeds in die tweelingkonstellasie naby die helder sterre Castor en Pollux. Weer terug na die weste toe is ons somerkonstellasie Orion besig om al vroeër in die weste onder te gaan. Daar is ook tans 'n redelike helder komeet wat deur Orion beweeg. Komeet C2025 R3 Pan-STARRS het die naweek van 8 tot 10 Mei baie naby aan die M42, oftewel die Orion-nevel verby beweeg, en hier is 'n paar foto's wat ek van die komeet naby die nevel kon neem. Dit het ook 'n relatiewe langs helder stert. Die komeet is tans besig om weg van die aarde en die son te beweeg en sal nog so vir 'n week of 2 nog redelik helder wees. Soos Orion in die weste sak, was die Starlink-flitse ook weer vreeslik bedrywig gewees. Net soos die suiderkruis vir jou suid aandui, kan jy kyk waar die 3 konings in Orion sak. Die ster heel regs, Mintaka, gaan byna reg wes onder, en as dit weer in die ooste opkom, sal dit weer amper reg oos opkom. Hier kan jy sien hoe naby dit is met 'n foto van 'n sonsondergang op 20 Maart tydens sonewening, toe die son reg wes ondergegaan het, omdat die son toe loodreg op die ewenaar geskyn het. Soos Orion in die weste sak, kom ons winterkonstellasie, die Skorpioen, in die ooste op. Die Skorpioen is vir my een van die mooiste konstellasies en ook een waar jy nie 'n vreeslike verbeelding moet hê om dit uit te ken nie. Jy kry eers die 3 sterre wat die knypers voorstel, en as jy deurbeweeg, kom jy dan by Antares uit, wat 'n rooi reus van 'n ster is, net soos Betelgeuse in Orion. Verder aan kan jy dan 'n krul sien wat die sterre maak, wat dan die angel van die Skorpioen voorstel. Ek gaan in 'n latere episode meer in detail ingaan op die Skorpioen, maar as ek die beligting bietjie meer maak, kan jy sien in watter pragtige deel van die naghemel die Skorpioen in is, met die kern van die Melkweg wat net onder die angel deurloop. In die suide is die suiderkruis heelnag nou te sien, hoër in die lug as vroeër die jaar, met die 2 wysersterre onderaan. Ek gaan vir julle nou 2 goedjies uitwys wat julle kan vind deur die suiderkruis en die wysersterre te gebruik. Die eerste is as jy die 2 wysersterre volg en dan links draai en oor die volgende helder ster hop en in daardie rigting aanhou, sal jy by die grootste sterrebondel in die naghemel uitkom, naamlik Omega Centauri. Dit bestaan rofweg uit 10 miljoen sterre wat baie naby aan mekaar gevorm het, waar die afstand tussen die sterre gemiddeld in die omgewing van 'n ligjaar is. Die hele sterrebondel se diameter is omtrent 150 ligjaar en omtrent 16.000 ligjaar van ons af weg. Met ander woorde, ons sien dit nou soos dit 16.000 jaar gelede gelyk het. As ons weer teruggaan na die suiderkruis en die 2 wysersterre, kan ons hulle gebruik om die suidelike hemelpool te kry. Vir die gewone mens is die suiderkruis genoeg van 'n maatstaf om suid te kry, maar vir mense wat hulle teleskope moet instel of selfs die teleskope by sterrewagte, is die suidelike hemelpool of in die noordelike halfrond die noordelike hemelpool 'n baie belangrike punt in die naghemel, soos ek julle nou sal wys. Om die punt te kry, verleng die suiderkruis en 'n loodregte lyn wat die 2 wysersterre verbind, en waar die 2 ontmoet, sal die punt wees waar die suidelike hemelpool is. Om die presiese punt te kry, moet ons 4 sterretjies soek wat in die oktant
konstellasie voorkom. Hier is hulle. Die suidelike hemelpool is dan net hier. Hou hierdie merk dop en kyk wat gebeur. Al die sterre beweeg, maar die deel lyk asof dit stil staan. As ek 'n stapeling van die foto's maak, dan kan jy duidelik die beweging van die sterre sien. En dit is hoekom dit die suidelike hemelpool genoem word. In die noordelike halfrond het hulle 'n helder ster Polaris wat naby aan hulle pool sit. Maar ons kan dit nie sien nie. Net soos hulle nie die suidelike hemelpool kan sien nie. As ek nou dieselfde doen en my kamera noord laat wys en weer afneem, sal julle sien die sterre maak net halwe bo, omdat die pool onder die horison is. In April kon ek een oggend die samekoms van planete laag in die ooste afneem. In hierdie foto is Saturnus heel bo, Mars links en Mercurius regs. Vir die mense wat vroeg opstaan en soggens opkyk na die naghemel, sal sien dat Mercurius intussen weer in die gloed van die son verdwyn het en dat Saturnus nou heel wat hoër as Mars vroegoggend in die ooste is, net voor sonop. In die weste sal die Skorpioen onderste bo hang, en laag in die suidweste sal die suiderkruis op die een sy hang met die wyse sterre bo dit. Nou ja, dit is dan my storie vir hierdie maand. Dankie vir die saamkyk en soos altyd sal ek kommentaar op hierdie video's waardeer. Tot 'n volgende keer dan, lekker opkyk almal.